Goeiedag geliefdes, het jy al iemand gesien wat Jesus volg, solank dit maklik is, maar sodra die storms kom, voel dit asof hulle geloof ewe skielik begin wankel. Dalk het jy al self so gevoel. Jy sê dinge soos, Here, ek sal U volg, maar net tot hier, of Here, ek wil U gehoorsaam wees, ek wil gehoorsaam wees in U, maar net as dit my nie te veel gaan kos nie. En dan kom ons by 'n verhaal, 'n storie wat ons lees in Handelinge 21, en skielik staan ons voor 'n man wie se geloof hom so getransformeer het, dat hy nie eers die moontlikheid van 'n uitkomkans gesoek het nie. Ons kom staan voor die man Paulus, en Paulus en sy span, hulle vind hulle self daar in Caesarea, hulle gaan tuis by Filippus, die evangelis, een van die oorspronklike 7 dienaars uit waarvan ons lees in Handelinge 6, daar's warm liefde, gasvryheid, stories oor wat God al gedoen het, en toe stap daar 'n profeet, en sy naam is Agabus, baie bekende, betroubare profeet. Dis dieselfde man wat jare vroeër voorspel het dat daar 'n groot hongersnood die Romeinse wêreld sou tref, en toe wat werklik gebeur het. So toe hy instap, is daar onmiddellik hierdie gewig in die kamer, hierdie gevoel van, dis Agabus, wat gaan hy sê? Wat gaan hy dalk vandag profeteer? Hy dra 'n boodskap en almal voel dit. Hy vat Paulus se beld en hy bind toe sy eie voete en hande vas en hy sê die volgende: So sê die Heilige Gees, die man aan wie hierdie beld behoort, sal net so vasgebind word in Jerusalem en oorgelewer word. Geliefde, dis dramaties, dis persoonlik, dis onvermydelik. Die kamer beleef dit, die mense beleef dit en dit word stil. Jy kan amper die spanning tasbaar voel. Want jy sien, Paulus is nie net 'n apostel nie, hy is eintlik deel van die familie. Hulle het al soveel dinge saam beleef, hulle het saam gebid, saam gelei, saam bedien, en nou begin hulle smeek. Hulle sê, Paulus, moenie gaan nie, asseblief, moenie nie, ons is bang jy gaan doodgaan, ons is te bang om jou te verloor. Baie mense kan ook dink dis hulle ongeloof, maar dit was nie ongeloof wat praat nie, dit was liefde wat hulle gemotiveer het om daai dinge te sê. Dis soos wanneer jy weet, God vra iets van jou, maar die mense om jou sê, moet dit nie doen nie, dis net te gevaarlik, dis nie bietjie radical nie, dis nie bietjie moeilik nie, wat gaan jy alles met prys gee? Ons verstaan hierdie spanning, want dit is hoe geloof voel wanneer dit werklik vir ons raak. Te midde van trane, te midde van liefde, te midde van vrees, staan Paulus vas, hy staan vastig in sy resolusie, hy is eintlik nugter in sy denke, hy sê die volgende: Waarom wil julle my hart sag maak met julle huilery? Ek is bereid om vir Jesus gevange geneem te word en selfs te sterf. Hy sê nie, ek voel nie niks nie, hy sê nie, ek gee nie om nie, ek is nie bang nie, hy sê eintlik, my oorgawe, my toewyding, is groter as my vrees. Geliefde, hierdie is 'n man sonder ontsnappingsroete. Hy is 'n man sonder 'n ek soek 'n uitkomkans. Nou, hier's my vraag aan jou vandag in die begin van hierdie week met hierdie weeksoordenkings, en ek trek weg met 'n diep vraag. Het jy jou hart vir Jesus gegee, maar nog steeds is daar 'n klein nooddeur wat oopgelaat is vir net ingeval, as dit te moeilik raak, Here, dan stop ek. Miskien as U te veel vra, dan soek ek eerder 'n ander pad. Of miskien as dit my gemak bedreig, dan is ek klaar, dan onttrek ek. Maar geloof, geliefde, wat transformeer, werk eenvoudig net anders. Wanneer jy jou ontsnappingsroete sluit, wanneer jy sê, Jesus, ek volg U, selfs al kos dit my iets, dan begin die Heilige Gees jou verander van binne na buite. Dis eintlik maar die begin van geestelike volwassenheid. Dis die begin van 'n lewe wat ander mense raak, wat hulle beïnvloed. Geliefde, Paulus se storie is nie 'n legende vir super Christene nie. Nee, dit is die pad van elke gelowige wat sê, my ja vir Jesus is 'n volle ja. Dis nie 'n halwe ja of miskien of dalk later nie, dis 'n volle ja. Dis waar geloof jou van binne af buitentoe transformeer. Dis waar jy dieper groei, dis waar jy ontdek dat Jesus is nie jou plan B nie, hy is eintlik maar jou hele plan. So mag jy vandag met oortuiging kan sê, Here, ek volg U sonder ontsnappingsroete. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie vir die
storie van Paulus se lewe wat ons hierso lees in Handelinge. Mag ons vandag kyk na hierdie storie en raak sien, hier is 'n man wat gelewe met 'n resolusie, 'n oortuiging wat die mense om hom angstig gemaak het, wat die mense om hom se geloof eintlik mag gelouter het. Here, mag ons leer by Paulus en mag ons ook so opstaan met 'n resolusie dat wanneer ons sê ja vir Jesus, sê ons ten volle ja. Ons soek nie 'n uitkomkans nie, ons soek nie 'n ontsnappingsroete nie, ons wil nie 'n plan B hê nie, ons wil plan A is Jesus en alles wat hy van my vra. Here, ek het so baie nog om te moet prys te gee, so baie dinge wat ek nog moet neerlê in my eie lewe, soveel dinge wat ek nog moet uitfigure in my geloof, maar Here, ek vra vir 'n genade om my en almal wat vandag luister en kyk na hierdie storie wat sê, Here, ja, ek wil sê ja en ek wil ten volle ja sê. Here, mag U ons die genade gee om meer getrou te wees aan U. Mag hierdie week wat vir ons voorlees, ons gaan tyd spandeer in die woord en gaan leer hoe lyk 'n lewe wat ja gesê het vir Jesus sonder ontsnappingsroete, ons motiveer en ons dryf om anders te wandel. Here, daarom loof ons U, ons eer U en ons sê vir U dankie vir Paulus se lewe by wie ons kan leer, maar ons sê ook vir U dankie vir die Heilige Gees wat ons daagliks van binne af buitentoe transformeer. Ons bid dit alles in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefde, ek hoop om hierdie week saam met jou te reis deur hierdie oordeenkings. Mag jy 'n fantastiese week hê. Gaan in vrede. Totsiens.